out in the streets of life, with the pain and the sorrow. Ja, dit was 'n lang tyd, nee, ek vir julle vertel. Ek dink daar's 'n paar mense wat dink ons het weghardloop. Ons het nie. Maar dit was laas in Maart maand wat ons by mekaar gekom het. Nou, daar het 'n klomp goed gebeur. En ek moet julle sê, die laaste deel van waarmee ek besig is, wat ek al nader kom na die reddingsgebed toe, wat ons nou maar verwys na die wedergebore van 'n persoon, is dit vir my al moeiliker geword. Maar ons is nou daar. So, ons is nog steeds onder die onderwerp oor redding. Ons is nog steeds oor die presiese plek waar ons is. Met ander woorde, ons het begin in die eerste video, in die eerste greep was, moet jy weet, wat was die grondslag? Met ander woorde, waar kom dit vandaan? Hoe kom het ons dit, waar het die redding ontstaan? Waarom was dit nodig? En toe het ons gepraat oor eie poging. Met ander woorde, ek besef nou, ek sit op aarde, ek het hierdie probleem, ek is onderskei van hierdie probleem, maar nou wend ek my eie poging aan. En onthou julle, ons het so 'n bietjie gepraat oor die toring van Babel, so vir die van julle wat nou na hierdie video kyk vir die eerste keer, ek dink is raadsaam met julle teruggaan. En dan die ander gaan kyk, want dit lê alles 'n grondslagfase. Ons is besig om so laag vir laag aan hierdie koek te bou. En dan het ons deurgegaan en ons het klaar met ons eie poging gedoen en nou kom ons hier by God se poging. Maar daar's so 'n bietjie van 'n oorgangsfase, daar's so 'n bietjie van iets rondom redding wat ons net moet vasvat hier. En wat is dit? Dis 'n vermenging. Daar's 'n vermenging wat plaasvind. Nou jy my sê, maar waarom is dit nou belangrik? Onthou waarmee ons besig? Ons is besig om al die goed in ons lewens uit die weg uit te haal, sodat ons kan kom by 'n plek waar ons in intimiteit met God kan staan. Nou ek het nou hierdie week weer met iemand daaroor gepraat en ek wil julle hierdie voorbeeld noem. Jy weet, in die weermag het ons hierdie gooiing komberse gaan. My goodness, hier het een kombers, ek vir jou vertel, hy is so swaar soos 'n duwy. En toe ek besig was met 'n persoon te praat, onthou ek hierdie beeld wat ek op 'n stadium gehad het. Satan soek die reg om daai komberse so oor jou kop te gooi. En ek dink hoe lyk dit? Jy gooi jou kombers oor en jy gooi jou kombers oor en dan trek jy met so 'n stapel komberse om. Jy kan niemand om jou hoor nie. En ons moet leer om ontslae te raak van die komberse, sodat ons gees blootgestel kan word in die Heilige Gees. En dis baie belangrik. So ons is nou in die oorgangsfase, net met julle wil praat daaroor en wat is dit wat so 'n groot probleem is? Wat was hierdie groot probleem in my lewe? Wat het, toe ek nou begin agterkom hoe dit werk, en toe ek nou begin agterkom, weet jy wat, maar hier's 'n tipe bevryding van my gees. Nou moet julle onthou, ek is lankal wedergebore. In 1961 het dit begin, ek is in sulke sarsies ingekom, 1981, toe slaat ons die spyker in die grond. En 20 jaar later, toe vind ek uit, weet jy wat, ek ken hom nie. Loop in sy gawes, hou stilte tyd. Ek dink, as ek vir mense moet sê wat my daai tyd geken het, sal hulle dink, weet jy wat, die ou man is besig om nou dit te verloor. Dit is nie so nie. Jy gaan kom met die tyd waar jy uitvind, maar weet jy wat, ek ken hom nie. Want jy moet jouself eerlik wees. Jy moet gaan sit en stil word en sê. En toe besef ek, die een groot ding is, ons kry hierdie konsepte wat ons vir onsself bou. Dan leef ons in hierdie konsep. En enige iemand rondom my konsep, met ander woorde, kom ek verduidelik vir julle wat se konsep. Jy moet eenmal 'n week vas. Ja, jy wil die Here dien? Ja. Nou ja, eenmal 'n week moet jy vas. Dis hoe hulle my geleer het. Broer, ek wil jou vertel, eenmal 'n week vas jy, Dinsdag. Verkieslik dan Maandag. Maar jy moet ten minste eenmal 'n week, in die week moet jy iemand bedien. So nou, okay, nou sien, nou bou ons vir ons
hierdie rigiede raamwerk, want as ek die raamwerk nakom, as ek aan die einde van die week kan kom, uitgeput, ek wil neerslaan, dan sê ek, weet jy wat, ek is oké. Jy sien, en daal hier die fout. En die grootste probleem kom, wanneer die ander mense om jou, dit nie doen wat jy doen nie. Nommer 1, hulle is verkeerd. Jy sien? Hulle is verkeerd. En die tweede ding is, jy wil hulle regmaak. Nou, miskien is julle nie so nie, miskien is dit 'n rare persoonlikheid, maar ek wil jou vertel, as jy so 'n persoonlikheid het, weet net, dis sommer 'n paar komberse elke week. Want jy het niks met daai ou te doen nie. Jy het ooit opgelet, dat ons sal sit en praat, en dan begin ons luister, en ek het dit gereeld gedoen, mense wat my ken in daai jare weet, en dan wil ek jou vertel hoe om te werk. Want weet jy wat, hoekom? Ons sit in hierdie groepering waar ons is. Ek sit binne in die NG Kerk. En in die NG Kerk het sy reëls en weet jy wat, hy het sy manier. En jy moet my manier doen. Nou onthou ek trou nou met 'n hervormer. Lewensessens. Nou is ons twee saam daan, want sy dien die Here. Maar onthou nou, as jy nie nagmaal hou, deur voor in die kerk te sit nie. Almal staan op met nagmaal, en dan gaan sit ons almal voor in die kerk, so 'n lang tafel. Good night. En dan is daar 'n beker. Kan jy dink hoe lank vat dit om hierdie hele kerkgebou deur te vat met nagmaal? Nog 'n paar komberse vir jou boeta, want jy dink dis reg. En al die ander ouens wat dit op 'n ander manier doen, hulle is verkeerd. En jy die plig om hulle te oortuig dat hulle verkeerd is. Klink dit vir julle waar? Klink dit vir julle so getrou aan julle? En weet jy tot watter uiterste voer ons dit? Ons voer dit tot die uiterste onder mekaar. En hier begin ons die 70er jare betree. En baie van julle wat na my sit en luister, seker nog nie daai tyd gebore nie, maar oké. Maar wat gebeur? Ek het hierdie vrou gevra of ek haar lewensverhaal kan vertel. Nou, ek kan nie haar hele lewensverhaal vertel, want sy is nou al middeljarig. Maar wat het my opgeval van haar? Godsvreesende familie. Almal in een van die susterskerke. Maar ouma, sy is die moersleutel in die sous. Hoekom? Want ouma is 'n AGS tannie. En nou begin hierdie meisietjie, wat in hoërskooljare is, sy gaan na ouma toe. Waarom? Want sy geniet dit in die AGS. Dis die grootste sonde wat jy kan pleeg in daai jare. Toe ek gekatkeseer is in die NG Kerk, het hulle vir my vertel, dis 'n sekte. Jy moet besop vir daai mense. Ek tog, my goodness. Ek moet nie eers met hulle praat nie. So sy gaan dan naweek in 'n ouma toe, dan gaan sy in ouma kerk toe. En raai wat? Sy ontmoet Jesus. Nou draai als. En toe natuurlik pleeg sy die grootste sonde wat jy kan pleeg. Sy word gedoop. Wat gebeur? Sy word as het ware uit die familie uitgesny. Let net op. Let net op waarmee het ons besig hou. Miskien is dit vandag nie meer so nie. Fantasties. Maar ek moes kom by die plek om te besef, weet jy wat? Elkeen het sy verhouding met God. Weet julle wat? In die Sondagoggend, ek kan onthou nog in ons huis, hoe 'n geweldige seerlike oomblik was dit hierdie gewees, maar nou in haar huis was dit dieselfde ding. So hulle klim almal in die kar, en dan ry hulle almal na die kerk toe. Almal moes nou sien, jy ry nou kerk toe, en dan sit jy in die kerk. Omdat sy dan begin het om AGS toe te gaan, het haar pa geweier om haar op te tel. Nou moet jy weet hoe lagwekkend is dit. Ek wil net vir julle vertel, uiteindelik voor sy dood het hy Jesus ontmoet. En toe hy die waarheid smaak, toe besef hy wat aan die gang is. So, wat wil ek vir julle sê? Julle is besig om nou
'n lewenstyd te betree in hierdie lering waar ons ingaan in die intimiteit met God en leer hoe om intiem met hom te verkeer. Maar vir party mense kom dit redelik natuurlik. Los die ander mense uit. As jy iets vra, antwoord hom. Dis nou maar my benadering. Want weet wat het ek agtergekom? Jesus is lief vir almal. Hy het nie ons manier nie. Hy is lief vir almal. En dit waar ek dit geleer het, was met hierdie nadoodse ervarings. Met ander woorde, mense wat hemel toe gaan ensovoorts. Dit was vir my absoluut fascinerend. Ek meen van die ou wat verslaaf was aan verdowingsmiddels en die ou wat 'n moslim is, en hulle daag by Jesus op. Wat is dit wat hulle heel eerste tref? Sy liefde. Wat dwing hulle op hulle knieë? Sy liefde. Dink dit vir 'n oomblik. Met ander woorde, daardie Jesus wat hierdie ou ontmoet bo in die hemel, sy liefde straal so uit hom uit, dat daardie op sy knieë gaan en hom aangryp. Daai Jesus sit 6 duim onder my neus. Waarom het ek nie daardie effek op mense nie? Want ek dink ek het te veel komberse. Hulle moet doen soos ek sê. Nee. So kom ons sit net vir 'n oomblik en ons sê vir mekaar, as ons net in liefde demonstreer, net in liefde, nou wil ek jou dadelik dit sê. Moet ek daarby uitgekom? Wel, ek onthou hierdie een saam wie ek loop. Ons loop nou al 25 jaar saam. En een van my sê, waarom is jy altyd kwaad? Toe sê ek vir my, ek is nie kwaad nie. Waarom sê ek is kwaad? En ek gaan toe na die Here en ek sê, Here, wanneer Piet iets sê, luister. En ek sit so en ek sê, Here, maar hoe werk dit? Hoe gaan ons oor hierdie, hoe kry ons dit reg, Vader? En hy sê vir my, weet jy wat? En het, well, ek besef toe net, almal sê vir my, maar jy is soos jou pa. Jy het jou pa se geaardheid. En ek onthou daai gedagte kom in my kop op, ek sê, met ander woorde, ek is so kwaad soos my pa. Toe dan ek 'n vieserige ou oom was hy. Ek dacht, my goodness. En ek sit so en ek sê, Here, maar hy is nie my pa nie. Jy is my pa. Maar hy was net 'n ou wat my groot gemaak het. Maar hoekom het ek nie jou karakter nie? Hoekom het ek nie? Maar ek dink nie die Here is so nie. Ek dink glad nie die Here is so nie. Hierdie ouens het soeke nadoodse ondersoeke nie, maar hulle vibreer. Ek wil vir julle vra. Ek was genoodsaak. En een oggend kom dit net by my op. Ek moet 1 Korintiërs 13 lees. En ek dog, okay, ek lees 1 Korintiërs 13, love is not envious, love is not boastful, love is patient, ensovoort. Ek dog, ja, nee. Nou, in my kop, en ek wil hê julle moet dit baie goed raakvat, in my kop is dit iets waarna ek moet streef. Met ander woorde, ek moet nou al die effort insit, ek moet my weeklikse vas doen, en dan sal ek so wees. Is vals. Soms so blaatant vals. Jy kan nie. Want ek sit toe en ek sê, Here, ek kan nie. Dis impossible. Hierdie is impossible. Dit is impossible. En ek voel, lees net in plek van love God. The Father is not envious. Is dit die God wat jy ken? The Father is not self-seeking. He does not insist on its own rights. Ek lees nou in die Engels uit, weet jy wat, moet nie ongemaklik raak nie, moeilik met die Afrikaans. He's not arrogant. Maar luister nou na hierdie ene. God does not take account of the evil done to it. Dis nog hulle een en daai, nee. Love does not pay any attention to any suffered wrong. Dit staan in die skrif.
Maar ons dink, God sit op sy troon met 'n lang boeresweep en hy's net reg om jou te slaan. Dit is nie so nie. Beteken dit nou, ek kan sondig net soos hy wil, ek is glad nie daar nie. Ek vertel jou net, wat is die karakter wat my pa het? Hoekom het ek dit nie? Waarom leef ons? Besef net, as elkeen van ons in Suid-Afrika net die karakter van God leef, sal die wêreld skud. Dit sal die wêreld skud. Dan stel ek nie, dan noem ek nie eers van jy moet loop in wonderwerke nie, en ons is so geneig om, ja natuurlik moet daar genesing wees. Maar weet jy wat, ons soek daai goed. Maar ons soek nie ons Vader nie. En dit is waar die verandering in my lewe gekom het. En ek sê vir jou, dit was amazing. En die volgende ding wat ek besef, wanneer die liefde van God in my hart 'n realiteit word, dan begin ek dit outomaties leef. Waarom het ek dit agtergekom? Want ons praat oor vrug van die Gees. Neem met my vertel, hoe hard groei daai boom om daai vruggie te druk? Nee, hy groei nie. Toe besef ek, maar liefde, daai liefde van God die Vader, wat die Heilige Gees in ons harte ingestort het, lê daar. Nie nog iets wat ons kry nie. Daai liefde moet jy sien soos 'n diamant. En dan moet jy voorstel is 'n groot diamant. En daai diamant is in sulke fasette gesny. En as jy 'n diamant vat en jy sit hom in die lig en jy begin hom stadig draai, dan flits hy groen en hy flits rooi en hy flits blou. So, as die liefde van God die Vader in my lewe begin 'n realiteit word, hoe wil ek my broer kritiseer, wat in plaas van 'n kelkie drink, drink hy 'n beker? Vra net, hoe wil ek my broer kritiseer oor wat hy doen? Maar, as die liefde begin om in sy wasdom in te kom, en ek loop in die lig, soos 1 Johannes 1:7 vir ons sê, dan flits hy vrede. Hy flits joy. Hy flits kindness. En dit moet in ons lewens manifesteer. Nou kom ek en ek sê, is dit nie 'n ander manier nie? Is dit nie waar ons eintlik moet wees nie? Maar dan moet Jesus vir ons 'n realiteit word. En ek besef, hy's glad nie realiteit. Glad nie. En toe raak het vir my ontstellend gewees, want waarom is hy nou nie 'n realiteit nie? En ek besef, maar ek ken hom nie. Al die gebedjies gebid en alles gedoen, tjaf, mooi, maar ek ken hom nie. Ek weet nie wie hy is nie. En soos ek in die vorige geleentheid vir julle verduidelik het, daai oggend toe ek so half in die slaap voor die troon gestaan het met my Bybel, né? En hoe hy op 'n baie besadigde manier, ek het hom nie gesien, ek het net hierdie lig voor my gesien. Wat het ek met my lewe op aarde gemaak? Jy weet, op hierdie ouderdom van my begin, jy weet, my dogter sê vir my, pa's besig om finals te skryf. Sê ek, okay, want dit raak nou al nader. In watter mate het my lewe met Jesus op aarde gesinkroniseer? Nie al die wetjies wat ek gehou het nie, nie al my reeltjies nie, nie al die gevas nie, beteken niks. Weet ek wie Jesus is? Nou ry ek op 'n Rickert se rug, maar dit is beautiful, ek kan dit nie beter skryf nie. Want Paulus, tog is nie Paulus nie. Petrus omgedraai en gesê, jy is die Christus, die Seun van God. Is dit vir jou so? Ek moes daar staan en sê, Here, regtig? En
onderwerp jy jouself aan hom. En nou kom ek en ek sê, weet julle wat, ons moet die fokus kry om hom te soek. Maar wat het ek agtergekom? Ons komberse raak 'n geweldige groot probleem. Dit raak regtig 'n probleem. En een van die goed wat my toe opgeval het, toe ek begin kyk daarna, en ek het al hierdie goede deur my gemoed gegaan, en toe besef ek, maar Here, daar's iets fout hier. En dis toe waar ek afkom op die verbond. Nou wil jy vertel, daai boekie, het ons nou al oor gepraat so 'n bietjie, en ons het die boek geskryf en hy lê nou op die webwerf. Jy kan nog gaan trek daar. Maar waaroor het dit gegaan? Onthou net, die belangrikste ding van daardie boekie, wat dit getref het, is almal het gedink, dis 'n teoloog. So Janie Melanie ding in die jare kry, sê, hy ken nie hierdie teoloog, hy moet by die teoloog uitkom, en hy weet nie, hy ken hom nie. Ek sê teoloog nie, glad nie, ek skiem ook nie voor om 'n teoloog te wees, glad nie, as ek iets wil weet van die Grieks, dan gaan ek na die ouens toe saam met wie ek loop, of ek gaan soek 'n pastoor, of verkieslike baptiste, en hulle verstaan baie mooi. So, nou kom ek en ek kyk aan en ek sê, weet julle wat, ons het al oor hierdie boek gepraat. En ons het al gepraat oor die situasie, en almal verstaan, dat dit eintlik die waarheid is. So, waar kom ons nou? Die grootste en die swaarste kombers van almal is redding. Nou ek wil vertel, een van die grootste stoeiery wat ek gehad het, was, maar, hoe werk het? Jy praat nou van redding, ek het aan die sondaarsgebed gebid. Nou sê ek, ja, maar vir my is dit iets anders. Ek het 'n sondaarsgebed gebid, en ek het die Here in my lewe ingenooi, ja, ek het dit gedoen, het daar iets gebeur, verseker het daar iets gebeur. Nou is die vraag, gaan jy hemel toe of nie? Verseker gaan ek hemel toe. Maar ek het hom nie geken nie. Nou, het klink dit soos 'n, verstaan jy, dit klink skeef, man. Hoe kan dit nou, is dit nou een ding, is dit twee goed? Nou, ek wil my glad nie uitlaat oor, gaan ek hemel toe of gaan ek nie hemel toe nie? Want jy kry ouens wat dit bid en nog, jy weet, hy het nou Jesus aangeneem en dan verander sy lewe. En ek het regtig deur 'n pyniging hieroor gegaan, maar ek wil vir julle iets sê, wat vir my verskriklik mooi is. Weet julle hoe dit vir my begin duidelik word? Daar's 'n verloving. Daar's 'n verloving. Dan leer ons mekaar ken. Jy sien, voor die verloving vry ons baie goed. Nie te erg nie, net bietjie. Dan kom ons by die verloving. En nou leer ons mekaar ken. Nou het ek vrede in my gemoed. Maar weet jy wat, daar's 'n troue. Daar's 'n troue. Ek wil vir julle net, ek het nou die dag daaroor gedink, moet ek nou al hierdie skriffies uithaal en dinges, ek gaan dit lees saam met julle. Jeremia 2 vers 2. Ek wil nou mooi lees, dis die Engelse, ek het die Engelse Bybel gevat, die Amplified, ek dink is so getrou as jy kan kry, maar weet, daar's verskriklik baie vertalings, ek sukkel met die Afrikaans. Thus says the Lord. I earnestly remember the kindness and devotion of your youth, your love after your betrothal in Egypt. Wat sê hy? Hulle is verloof geraak in Egipte. Is dit nie exciting nie? After your betrothal in Egypt and marriage at Sinai. So waar is die verbond gesluit? Sinai. Is dit nie absoluut fantastic nie? En jy sien, dis waarmee ek wil tafel toe kom, want ek kom agter, ons kom net in 'n verloving in, maar ons betree nooit die huwelik nie. Nou, wanneer gaan ek nou hemel toe, los dit?
Asseblief los dit. Waaroor gaan dit? Kan Jesus deur my manifesteer? Kan ek in 'n vertrek instap en almal val op die grond en begin die Here aanneem? Thank you very much. Of ek dan hemel toe gaan of nie hemel toe gaan is totaal irrelevant. Ek kan jou verseker, as jy met jou komberse gedeel het en die Heilige Gees begin vir jou 'n realiteit word. Jesus laat kraus is dit wat met jou aangaan. Glad nie. Maar ek is besig om daar uit te kom. Ten minste het ek uitgevind waar is die deur. Ek het nog net oopmaak. En mense sê, ja, dit is so moeilik. Ok, ek verstaan. Nou kom ek en ek sê, waar lê die kern nou vir my? Is die verbondsluiting met Jesus. Hy vat my in dit in, hy bring my daai plek. En dit is presies waarna ons nou gaan kyk. So die opvolgende video's gaan vir jou basies die raamwerk verduidelik en ek gaan vir jou vertel waar kom dit vandaan. En ons gaan deur die boek en ons gaan hoofpunte van die boek bespreek. Maar wat wil ek vanmôre net by jou laat? Kan ek regtig sê ek ken hom? Kan ek regtig sê dat ek na my pa aard? En ek behoort na hom te aard, hoor. Moenie dink dis nie so nie, want sy geaardheid behoort binne my te wees. So, ek dink dis twee sulke denkpatroontjies waarna ons moet kyk. Ek glo dat ons mekaar nie lank gaan vat voor ons mekaar nou weer sien nie. Die webwerf is op, die webwerf is gefinaliseer. En kom ons kyk dan. Hoe lyk die raamwerk van hierdie verbond vir jou toetrede in die huwelik wat jou lewe verander? Nou groete, tot ons mekaar weer sien. Oh, thirsty, and oh, are we? Come to the fountain, dip your heart in the streams of life, let the pain and the sorrow